Goed, kom ons maak ons oop toe, dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie en ons loof en prys U dat ons ook hier op Kersdag rondom U woord kan vergader, dat ons kan terugdink aan waaroor dit werklik gaan op Kersdag. En Here, ons dankie dat ons ook weet op hierdie dag bewys U liefde aan ons. Op hierdie dag gee U vir ons en ons dink terug daarop, nie net weer U liefde nie, maar hierdie dag is die dag waarop ons terugdink, die grootste geskenk wat ooit aan ons gegee is, naamlik Jesus Christus. En Here, waar ons nou na U woord gaan luister, wil ons ook vra, maak dit stil en rustig in ons harte en in ons verstand. Gee dat ons sal hoor wat U vir ons wil sê, en dat ons ook dit in ons harte sal inneem en ook in ons lewens gaan uitleef. En ons vra daarom, spreek nou tot ons, want ons die kinders wil graag luister. En ons bid dit alles as dit U wil is, in die naam van Jesus Christus. Amen. Goed, ek wil vir ons lees uit Johannes 3 uit, die bekende gedeelte daar in Johannes 3, van die eerste vers af. Nou hierso skryf Johannes, en dit is nou terwyl Jesus op aarde was natuurlik, en daar was 'n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodemus, 'n owerste van die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat U 'n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat U doen as God nie met hom is nie. Jesus antwoord en sê vir hom, Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Jesus antwoord, Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, julle moet weer gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. Nikodemus antwoord en sê vir hom, hoe kan hierdie dinge gebeur? Jesus antwoord en sê vir hom, jy is die leraar van Israel en jy weet hierdie dinge nie. Voorwaar, ek sê vir jou, ons spreek wat ons weet en ons getuig van wat ons gesien het, en julle neem ons getuienis nie aan nie. As ek julle van die aardse dinge vertel en julle nie glo nie, hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die seun van die mens wat in die hemel is. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos, want elkeen wat kwaad doen, haat die lig, en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Nou ek lees net vir ons tot daar. Die teksvers wat ek wil uitlig is vers 16. Vers 16 is die bekendste vers in die wêreld. Ek het nou so 'n bietjie vir Google en ChatGPT en al die slim tegnologiese goeders van deesdae gevra, en is interessant, die getalle sê,
dat Johannes 3 vers 16 is so ver die gewildste vers in die wêreld. Hy word daagliks ongeveer 2 miljoen keer gesoek op Google en gevra op ChatGPT. En die naaste wat daaraan kom is 2 ander verse wat ook bekend is Jeremia 29 vers 11 en Filippense 4 vers 13. Maar hulle word slegs wêreldwyd daagliks 82.000 keer gevra. So dit is 82 teenoor 2 miljoen keer. Dis 2.iets miljoen. Maar die punt is net, dis hoe bekend hierdie vers is, die bekendste vers in die wêreld. En kom ek lees hom weer, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Nou, ek wil weer begin, deur hierdie hele reeks het ek begin in die vraag wat ons vra, is hoe weet ons dat God vir ons lief is? En ek wil net kortliks weer sê dat ons leef in 'n wêreld wat vol sonde is, en die sonde van hierdie wêreld is dikwels so dat dit die liefde van God wil uitblokkeer uit ons lewens uit, maar die gelukkige is, dat dit is soos wanneer die son skyn in jou gesig en jy jou hand oplig om die son uit te blokkeer, ja vir daai oomblik sien jy nie meer die son nie, maar die gevolgtrekking uiteindelik is dat die son skyn nog steeds, dis nog steeds dag, wanneer jy jou hand voor jou oë sit, wanneer die son in jou oë skyn, en so is dit ook met die sonde in hierdie wêreld, sonde, moeilike omstandighede, hartseer, pyn, en alles wat gevolge van die sonde is ook baie keer, is baie keer daar om ons aandag af te trek, dis die hand wat voor ons oë is, en dan vergeet ons baie keer dat dit nog steeds dag is rondom ons, dat dit nog steeds lig is, en hierdie gedeelte, veral in die laaste klompie verse, word die fokus ook daarop gesit, dat Jesus sê, hy is van die lig, en as ons van die lig is, dan sal ons na hom toe gaan, en ons sal ons sondes bely, en dan is hy getrou en regverdig, soos wat 1 Johannes 1 vir ons leer, om ons sondes te vergewe, en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Dis hoekom ons ook hier gelees het, as ons in hom glo, dan is ons nie veroordeel nie, want hy het ons oordeel op hom geneem. En dit is die mooi van Johannes 3 vers 16 ook, dis eintlik is dit 'n opsomming van die hele Bybel, dis die kern van die evangelie boodskap, hy het vir ons mens kom word, hy het vir ons gesterf, hy het vir ons oorwin. Nou, wat hier gebeur is, Nikodemus is natuurlik, hy is nie net 'n fariseer nie, maar hy is 'n owerste van die Jode, met ander woorde, hy is 'n hooggeleerde, baie belangrike fariseer, en daar kan nou verskillende redes wees, hoekom hy juist gekies het om in die nag na Jesus te kom, maar dit is maar waarskynlik, omdat hy nie aandag wou trek nie, en omdat hy nie wou gehad het, ander moet weet dat hy in gesprek is met Jesus nie, maar wat dan hier gebeur is, dat in typiese taal, soos wat die fariseërs ook sou praat hy met Jesus, en Jesus antwoord hom ook weer in daai selfde taal, maar die mooi wat hier gebeur is, Jesus wys juis vir Nikodemus, ek is die ene wat die profete voorspel het, ek is die seun van God, en dis wat Nikodemus ook hier vir hom sê, en Jesus wys eintlik dat hierdie profesie waar geword het. Jesaja 7 vers 14 is die eerste ene, en in Jesaja 7 vers 14 in die Ou Testament is daar reeds voorspel, daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. En ons kry dieselfde gedagte in die volgende hoofstuk in Jesaja 8 vers 8, en hy sal in Juda indring, instroom en oorloop, tot die nek toe sal hy kom, en die uitbreidinge van sy vlerke sal u land in sy breedte vul, o Immanuel. En dis uiteindelik wat Jesus gekom het, hy het nie net na Juda toe gekom nie, maar hy het deur Juda gekom, hy het ingestroom, en hy het ook uiteindelik, soos dit hier so sê, oorgeloop, sodat hierdie boodskap van Johannes 3 vers 16, nou nie net meer vir die Jode geld nie, maar vir almal geld, want so lief het God die wêreld gehad, sodat elkeen, almal wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. En dit is natuurlik ook wat aan die begin van die evangelie, die Kersverhaal, ons lees daarvan Matteus 1 vers 22 tot 25 sê, en dit het alles gebeur, die profesie en alles wat gebeur het, sodat die woord vervul sou word. Dis juist hierdie profesie, wat die Here deur die profete gespreek het, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is as dit vertaal word, God met ons. En toe Josef uit die slaap wakker word, en hierdie is ook belangrik,
het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het, en sy vrou by hom geneem, en hy het haar nie bekend totdat sy haar eerstgebore seun gebaar het nie, en hy het hom Jesus genoem. En dit is die ding, Jesus beteken redder, Jesus beteken God is nou met ons, hy is die redder wat die profete gesê het uiteindelik sal kom. En dit is die wonderlike en die mooi ook van hierdie Johannes 3 vers 16. Maar nou wil ek terugkom vanmôre, en ek wil hê ons moet die vraag weer vra. Ek vra hom nou al vir die afgelope 3 Sondae. Maar hoe weet ons dat God vir ons lief is? Hier in Johannes 3 vers 16 se gedeelte in hierdie hoofstuk van vers 1 tot 21 word vir ons weer 'n klompie redes gesê, en ek wil nie eers almal uitlig nie, maar ek wil net die belangrikstes uitlig. So as ons die vraag vra, hoe weet ons Jesus is lief vir ons? Die eerste antwoord kry ons alreeds in vers 2. Dis Nikodemus hier, en is die Heilige Gees wat die geloof in sy hart werk, maar hy sê, Jesus het van God gekom, en dis die eerste antwoord. Hy sê hier in vers 2, sê hy het in die nag, dis nou Nikodemus na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, dit beteken leermeester, ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het. Niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. So dis die Heilige Gees wat die geloof natuurlik in Nikodemus se hart werk, sodat hy dit kan glo, maar Nikodemus weet dit, hy besef dit. God het vir Jesus vir ons gegee, hy is ons grootste geskenk, die grootste geskenk van alle tye. En wat Nikodemus ook hier sê, mens moet so 'n bietjie tussen die lyne lees wat baie belangrik is, hy erken hier dat Jesus is ook God, en dis vir ons baie belangrik vandag. Jesus moes 100% mens wees, want net 'n mens kan vir mense se sonde kom sterwe, maar Jesus moes ook 100% God wees, want net God self kan die toorn en die straf en die godsverlatendheid wat ons almal verdien as gevolg van ons sonde, uiteindelik op hom neem en dit oorwin, om op die einde aan die kruis uit te roep, dit is volbring. Nou die tweede punt op hierdie vraag, hoe weet ons Jesus is lief vir ons? Ons sien dit in die besonder in vers 3, maar eintlik in die hele gedeelte tussen vers 3 en vers 8. En dit is wanneer Jesus nou met Nikodemus hierdie gesprek het oor die wedergeboorte. En die tweede antwoord is, ons kan weergebore word, want Jesus het oorwin en met sy bloed ons sondes afgewas. So dit is alleenlik omdat God sy seun gestuur het, dat sy seun kon groot word, kon mens word, kon sterf aan die kruis, weer uit die doodheid kon opstaan, kon opvaar na die hemel toe, en die Heilige Gees kon uitstuur wat in ons harte kom woon. Dis die Heilige Gees wat die geloof in ons werk, en wat die wedergeboorte uiteindelik ook in ons werk. So dit is baie belangrik. Ek wil net vers 3 weer uitlig. In vers 3 dan lees ons Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar, of dit kon ook vertaal word met amen, amen, dit sal so wees. Maar hy sê vir hom, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. So dis hoe Johannes 3 vers 16 uiteindelik in werking kom. Ons kan net vir God lief wees as ons in hom glo, en ons kan nie die ewige lewe ontvang as die Heilige Gees die wedergeboorte uiteindelik in ons harte gewerk het. En dit is baie belangrik, dit is ook wat Johannes, nou nie Johannes 3 nie, maar Johannes 1, waar Johannes ook vir ons leer, dis waaroor dit gaan in Johannes 1 vers 12 en 13 sê hy, maar almal wat hom aangeneem het, met ander woorde wat in hom glo, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee, so van waar af kom het van hom af, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. So dit is wat die wedergebore is. Dis God wat aan ons die mag gee, die geloof gee om in hom te glo, sodat ons uiteindelik gered kan word. En is die Heilige Gees wat daardie uiteindelike wedergeboorte in ons werk. So in kort, om weergebore te word beteken doeteenvoudig om 'n kind van God te wees en om in God te glo. En Nikodemus het dit verstaan, en dis hoekom Jesus hom dan ook op hierdie manier antwoord, wat vandag vir ons so 'n bietjie duidelik is, maar in sy taal sou dit vir hom baie duidelik gewees het, en dit is alles vir ons uiteindelik 'n bewys van God se liefde. In Titus vat Paulus dit ook saam, in Titus 3 verse 4 en 5 sê hy, maar toe die goedertierenheid van God, ons verlosser, en sy liefde tot die mens verskyn het, hoe dit verskyn toe Jesus mens kon word, dit Kersfees, dis wat ons vier. Maar hy sê verder in vers 5,
nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het, want ons kan onsself nie red nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. So dit is hier die belangrike. As Jesus, hoe werk hy die wedergeboorte? Deur die woord, deur die bad van die woord ook, wat hy uiteindelik werk, deur sy woord en deur sy genade, deur sy barmhartigheid. En dan 'n laaste ding onder hierdie punt wat ek wil uitlig, is in vers 8 het ons gelees dat daar na die wind verwys word. Jesus sê, die Heilige Gees is soos die wind, jy weet nie van waar af hy kom nie, jy verstaan nie altyd hoekom die wind waai nie, maar dit is juist die punt. Ons kan die effek daarvan sien, dis wat Jesus ook vir Nikodemus sê. Ons verstaan nie hoe die wind altyd begin waai of hoekom hy waai nie, maar die effek van die wind, die bome wat buig, die blare wat waai, die reën wat aankom, die seën wat aankom, wil ek amper sê, dit sien ons. En net so sien ons ook die effek van die wedergeboorte in die kind van die Here. Dit is wanneer daai liefde wat die Heilige Gees in ons harte uitgestort het, wanneer ons dit ook weer uitleef teenoor God en ons naaste, wanneer ons die gebooie so uiteindelik onderhou. En dit is alles 'n bewys van God se liefde, dat Jesus gesterf het, dat hy oorwin het, dat die Heilige Gees uitgestuur is, in ons harte woon en ons weer in staat stel, deur die wedergebore, deur die geloof, om weer te kan lief hê. En dis waaroor dit alles gaan, en dis 'n bewys van God se liefde vir ons. Maar dan die derde punt, in vers 10, wys dit ook vir ons uit, dat alles is uit genade, en nie deur die mense toedoen of deur sy kennis nie. Ons het dit eintlik al reeds hier in Titus gelees, nie op grond van die werke van die geregtigheid wat ons doen nie, maar na sy barmhartigheid. Dis uiteindelik waaroor dit gaan, maar vers 10 lig dit weer uit, en dit kom hier op 'n snaakse manier deur. Jesus sê hier in vers 10, en ons lees dit, en Jesus antwoord en sê vir hom, jy is die leraar van Israel, en jy weet hierdie dinge nie. En dit is die wonderlike van God se genade. Dit kom nie altyd deur die slimste fariseërs, of die slimste dominees, of pastore, of priesters, of wat dit ook al mag wees nie. Maar dit is so dat daardie geloof word in die harte van die kleinste kindertjies uiteindelik gewerk. Nikodemus was 'n fariseer, hy was 'n owerste van die Jode, maar Jesus moes dit eers vir hom verduidelik. Hy moes eers vir hom verduidelik, en so is dit ook by ons. Geloof is nie iets wat ons uit ons werk of uit ons menslike kennis of verstand, hoe slim ons ook al is, kan begryp nie, want geloof het hierdie twee aspekte. Dit is 'n gewisse kennis, ja, ons moet weet en ons moet verstaan, maar die kern van die evangelie is Johannes 3 vers 16, en dit verstaan elke kindjie, maar is ook daai vaste vertroue, en dit is iets wat geen kennis vir 'n mens kan gee nie, maar is slegs die Heilige Gees wat uiteindelik daardie vertroue, ons vertrou, dis wat dit is om te glo, ons vertrou dat Jesus is wie hy sê hy is, hy het gedoen wat hy gesê het hy sal doen, en hy sal verder ook doen wat hy sê hy sal doen, hy sal weer kom met die wolke om ons te kom haal. En dit is uiteindelik ook hoekom Efesiërs 2 vers 8 vir ons leer, dat die geloof, soos ons nou ook gesien het in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, sodat elkeen wat in hom glo, dis waaroor dit gaan. Efesiërs 2 vers 8 leer vir ons, geloof is nie iets wat uit onsself uitkom nie, maar dit is 'n genadegawe van God. Dit is wat Efesiërs 2 vers 8 vir ons leer, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit, met ander woorde, die geloof nie uit julle self nie, maar dis 'n gawe van God, dis iets wat God uit genade aan ons gee, sonder dat ons dit verdien. En dit is dan weer eens vir ons 'n bewys van God se liefde. God se liefde en genade is onlosmaaklik met mekaar verbind, en dis soos 'n goue draad wat gevleg is, liefde en genade, dit loop deur die hele Bybel, en dit is met mekaar vervleg in alles wat in ons lewens gebeur. En dan ons laaste punt vanoggend, as ons hierdie vraag vra, hoe weet ons dat God vir ons lief is, dan sien ons vanmôre 4, en ons sien dit in die laaste klomp verse, tussen verse 11 en 21, dat Jesus gee ook vir ons sy woord, en hy onderrig ons ook, soos wat hy vir Nikodemus hier onderrig het, so is God se woord ook vir ons 'n bewys van God se liefde, maar dit gaan verder as dit. God se woord leer ons aangaande sy verlossingsplan, en dit is wat hy ook besig is om hier vir Nikodemus uit te wys. Hy leer hier vir Nikodemus dat ek is die verlosser wat gestuur is. Ek is die groot plan, die groot oplossing op al die pyn en die hartseer en die sonde.
Ek is die antwoord op alles. Ek is die ene wat die profete voorspel het. En dis uiteindelik waaroor dit dan ook hier gaan. So God leer dit ook vir ons en dis belangrik. Hy leer dit ook vir ons vandag dat hy vir ons lief is uit sy woord uit. Nou dis belangrik, soos ek gesê het, wedergeboorte en geloof is alles die werk van die Heilige Gees. Maar ek wil so 'n bietjie infokus ook op hierdie gedeelte. In hierdie gedeelte tussen verse 11 en 21 waar Jesus van sy groot verlossingsplan uiteindelik ook praat en dit ook vir Nikodemus verduidelik, wil ek net verduidelik hoe hy dit vir Nikodemus verduidelik. En vir Nikodemus, soos ek weer sê, wat 'n fariseer is, so dit verskriklik duidelik en voor die hand liggend gewees het. So die eerste ding wat gebeur is, dat ons kan sien, dis in 3 gedeeltes wat Jesus het verduidelik. Die eerste is, hy sê vir Nikodemus, hierdie is die probleem van ongeloof. Dis die wêreld waarin ons leef. Mense glo nie, en hulle neem my nie aan nie, en elkeen wil vir homself leef. En dis die probleem wat ons hier sien. In vers 11 en 12 lees ons, voorwaar, ek sê vir jou, ons spreek wat ons weet, en ons getuig van wat ons gesien het, en julle neem ons getuienis nie aan nie. Dis die probleem. As ek julle van die aardse dinge vertel, en julle nie glo nie, hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? So ons begryp dit nie altyd en ons verstaan dit nie, maar dis hoekom die Heilige Gees daar is, om die geloof in ons te werk, om daai verligting in ons verstand te bring, sodat ons baie keer God se woord raak sien. Maar die wonderlike is hier, Jesus los nie vir Nikodemus daar nie, hy sê vir hom, as ek vir jou van aardse dinge vertel, verstaan jy nie eers nie, nou wil jy nog hê ek moet vir jou van die hemelse vertel. Maar dan in vers 13, dan begin Jesus en hy vertel inderdaad vir Nikodemus van die hemelse dinge. En dit is die tweede ding wat ons sien. Ons sien dat hy gee dan ook die antwoord op hierdie ongeloof. En ons sien dit veral tussen verse 13 en 17. En ek wil dit nou nie alles vir ons lees nie, maar in hierdie antwoord op ongeloof sien ons dat ons teksvers, Johannes 3 vers 16, kom ook sterk hierdeur. En dit wys vir ons op Jesus se liefde, soos ek gesê het, uit genade alleen, stuur Jesus sy seun kom word mens. Dit is wat ons in Kersfeestyd vier, die vleeswording van die woord wat die aarde uiteindelik ook geskep het. En die wonderlike is, dis die boodskap en dis die antwoord op ongeloof, nie iets wat ons kan doen nie, maar Jesus wat vir ons mens kom word, het hy wat in ons plek, ten spyte daarvan dat hy verneder is, soos wat Filippense 2 ook vir ons leer, maar hy wat in ons plek eerstens ook soos 'n babatjie gebore is, net soos ons almal alles deurgemaak het wat ons almal deurmaak, maar inderdaad as die volmaakte middelaar in ons plek die sondelose lewe geleef het wat ons veronderstel is om te leef as ons gered kan word of gered wil word. Maar ons kan dit nie leef nie en daarom kom sterf hy ook die dood wat ons verdien namens ons aan die kruis. Hy kom was met sy bloed ons sondes af. Hy beleef die toorn, die straf, die godsverlatendheid wat ons verdien, dit kom maak hy deur, nie net vir een van ons nie, maar vir alle mense van alle tye, sodat die wat in hom glo uiteindelik gered kan word en die ewige lewe uiteindelik kan hê. En dit is die mooi van Johannes 3 vers 16, dis die antwoord. Jesus is ons grootste geskenk, ons verdien niks nie, maar Jesus kom en hy kom verlos ons uit die mag van die sonde en uit die mag van die ewige dood, sodat ons uiteindelik die ewige lewe kan hê. En ek wil iets daaroor sê ook, ons praat baie keer oor die ewige lewe, maar wat beteken die ewige lewe? Dit beteken dis buite tyd by God, so daar is nie meer tyd nie, tyd hou vir ewig aan, maar miskien 'n mooi opsomming wat ek daarvan gehoor het, is dat die ewige lewe beteken 2 dinge, dis nie net die kwantiteit van die tyd nie, met ander woorde tyd wat nooit sal ophou nie, maar die ewige lewe gaan ook oor die kwaliteit van tyd. Dis tyd wat ons vir ewig, sonder dat tyd ophou, in Jesus, in God, in die drie enige God se teenwoordigheid sal wees en waar sy heerlikheid vir ewig oor ons gaan skyn. En daarom is Johannes 3 vers 16 nie net 'n kernsamevatting van die evangelie nie, maar is ook 'n samevatting van Jesus se missie hier op aarde. En as ons die evangelies verder lees en die Bybelstorie verder lees, dan weet ons Jesus het sy missie uiteindelik uitgevoer, maar dis 'n missie wat uitgevoer word uit liefde, deur liefde en ook in liefde, sodat ons uiteindelik ook
kan antwoord met liefde. Ons antwoord van dankbaarheid is uiteindelik liefde. Hy was die perfekte voorbeeld vir ons en daarom moet ons hom uiteindelik, as ons besef hoe groot sy liefde is, dan sal ons hom uiteindelik navolg. En dan die laaste gedeelte is juis ook dit. Die laaste gedeelte, veral van vers 18 tot 21 af, wys vir ons op daardie resultate van Jesus se liefde. So wat doen hy met Nikodemus? Hy gee eers vir hom die probleem, dan gee hy vir hom die antwoord, en nou dat jy die antwoord het, hier is die resultate, dis hoe dit behoort te lyk. Nou kom ek lees vir ons weer van vers 18 af. In vers 18 sien ons dit, hy wat in hom glo word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. So wat is die resultaat? Jesus is die antwoord, hy maak dit moontlik om in hom te kan glo. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie, maar hy wat die waarheid doen, so dit is ons antwoord, kom na die lig. So wat is die resultaat? As die wedergebore in ons gewerk is deur die Heilige Gees, as ons in God glo, dan sal ons na die lig kom, sodat sy werke openbaar kan word. Ons sal ons sondes bely voor God, ons werke is openbaar voor God. En uiteindelik, waaroor gaan dit alles? Dat hulle in God gedoen is. So alles moet in en deur God gedoen word, uiteindelik weer tot God se eer. En dit is uiteindelik die belangrike. So as ons glo, en as die Heilige Gees in ons harte is, dan sal dit noodwendig 'n verandering in ons lewens bring. Dan sal die wêreld na ons kan kyk en kan weet dat ons kinders van God is. Dan sal daardie stappe wat die Heilige Gees, nie net die wedergebore en die geloof wat ook aan mekaar verbind is nie, maar ook al die ander stappe, veral wil ek sê, ek wil uitsonder die volharding in ons lewens. Ons sal nie in die sonde bly lê nie, maar ons sal opstaan, ons sal volhard tot die einde. Dan sal dit in ons lewens uiteindelik ook sigbaar word, en dit is waaroor dit gaan. Dis die liefde en die genade van God wat in Kerstyd aan ons gegee word, saamgevat in Johannes 3 vers 16, en daarom antwoord ons ook met liefde teenoor God en teenoor ons naaste. Amen. Kom ons bid weer saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie en ons loof en prys U vir U groot liefde en genade vir ons. Daardie liefde en genade wat soos 'n goue draad deur ons lewens ook vervleg is. Daardie liefde en genade wat die goue draad is van die Bybel. U wat ons so lief gehad het, dat U U eniggebore seun gegee het om in ons plek te kom sterf, maar ook om vir ons te oorwin, sodat ons ook die ewige lewe kan hê. Here, op hierdie Kersdag wil ons vra dat U opnuut weer met die Heilige Gees in elkeen van ons harte sal werk, dat ons die grootsheid daarvan ook sal besef, dat ons ook sal besef hoe lief U vir ons is. Maak nie saak wie ons is en wat ons omstandighede is nie, maak nie saak hoe donker die omstandighede, die hartseer, die pyn, die siekte, die sonde ook al mag wees nie, maar dat ons sal weet, U lig is helderder, U is die lig van die wêreld. U het ons so lief dat U vir ons kom sterf het, en dat U vir ons oorwin het, en dat ons in en deur U ook oorwinnaars is. Here, ons vra werk ook voortdurend daardie geloof in ons harte, en seën ook vir elkeen van ons in hierdie Kerstyd, dat ons U warm liefde en U genade opnuut weer sal besef en sal beleef, en dat ons sal besef, ons is nie alleen nie, maar U is Immanuel, God met ons. En Here, daarvoor wil ons U dank en loof en prys, want waarlik aan U kom toe al die lof, al die eer en al die heerlikheid tot in alle ewigheid. En ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Dankie.